Hartlike goeiedag. Ek wil graag vandag met jou praat oor die onderwerp beskeidenheid eerder as oorskatting. In 2 Korintiërs 12 vers 1 en 6 en 7 sê Paulus hierdie woorde: As ek dan moet groot praat, al is dit nou wel nie nuttig nie, sal ek uitkom by gesigte en openbarings deur die Here. Al sou ek ook wou spog, sou ek nie dwaas wees nie, want dan sou ek die waarheid praat. Maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer oor my sal sê as wat hy van my sien en van my hoor nie. Selfs nie as gevolg van die buitengewone openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. Alhoewel Paulus die stigter en die geestelike vader van die gemeente in Korinthe was, het die gemeente vele probleme gehad en hom ook baie hartseer veroorsaak. Paulus was blykbaar in sy persoon nie so indrukwekkend as ander predikers wat later in die gemeente bedien het nie. Van hulle het hulle selfs blykbaar as apostels voorgehou en gespog met hulle openbaringe. Nou dis teen hierdie agtergrond wat Paulus homself posisioneer. In die eerste 4 verse van 2 Korintiërs 12, en jy kan dit gerus gaan lees, vertel hy van sy buitengewone ervaring toe hy deur die Gees weggeruk is na die hemel en dinge gehoor het wat hy nie in woorde kan uitdruk nie. Hy praat egter van homself hier in die derde persoon, asof dit iemand anders is van wie hy praat. Hy het dus oorvloedige rede gehad om te spog met sy geestelike ervarings, maar hy weerhou hom daarvan. Die rede was dat hy nie wou hê dat mense hom moes oorskat nie. In die normale sekulêre wêreld is dit vreemd. Mense sit as 'n reël hulle beste voetjie voor. Kyk maar net na die mense se CV's. Dit is seker normaal. Die probleem is net dat ons dikwels die nood so hoog insit dat dit moeilik is om aan te hou om aan die verwagtinge te voldoen. Dis veel makliker en beter as ander jou eerder onderskat as wat hulle jou oorskat. Terwyl Paulus alle rede gehad het om sy eie beeld te blaas teenoor die Korintiërs met hulle self gepromoveerde apostels, verwys hy eerder na sy swakhede en stryd. Volgens Paulus was die openbaringe wat hy ontvang het so wonderlik, dat dit aanleiding tot roem kon gee. En dalk het Paulus weer sy geaardheid en persoonlikheid, maar definitief wees die besondere openbarings wat hy ontvang het, die risiko geloop om hoogmoedig te word. Om dit te voorkom, is 'n doring in die vlees aan hom gegee. As hy dan voor die Korintiërs staan, doen hy dit nie as die man wat die heerlikheid van die paradys gesien het en onuitspreeklike woorde gehoor het nie, maar as 'n man wat besig was om gelykvormig te word aan die gekruisigde Christus. En in hierdie opsig is alwaar hy uitmunt sy swakhede, sy lyding en sy node. Hierin sê hy, oortref hy alle ander. Ook in sy brief aan die Romeine daar in hoofstuk 12 vers 3 het Paulus gewaarsku teen selfoorskatting. Hy sê, namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle dat jy nie jouself moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God jou toebedeel het. Dis so anders as in ons sekulêre humanistiese wêreld. In hierdie wêreld, en ja, selfs in die kerk, adverteer 'n mens nie jou swakhede nie. Jy sit dit nie op jou CV nie. Jy beklemtoon jou sterkpunte. Volgelinge van Christus moet egter anders wees. Kom ons vra die Here om ons te help. Here, laat my lewe gekenmerk word deur egtheid, beskeidenheid, nederigheid en deursigtigheid. Amen.